Hallo en welkom by ons volgende gesprek oor waarom die Christendom wakker moet word of basies net uitsterf of totaal en al tot niet gaan, wat egter besig is om te gebeur. So ek dink hierdie gesprekke is baie belangrik om ons eie koppe bietjie oop te maak en te verstaan waaroor dit regtig gaan. Vandag begin ons by 'n baie interessante onderwerp en dit is die evangelie van Thomas, wat in 1945 ontdek is as 'n deel van die Nag Hammadi Library en al hierdie dokumente wat in die dorpie Nag Hammadi in die noorde van Egipte ontdek is vertaal in Engels en jy kan dit ook gaan lees, jy kan dit net Google en al hierdie inligting kry. So een van hierdie evangelies wat daar ontdek is, staan bekend as die evangelie van Thomas, waarmee baie van julle al reeds kennis gemaak het en dit dalk al self ook gelees het, en ek weet dit is ook in Afrikaans vertaal deur Dr. Piet Miller, so jy kan dit ook nou in Afrikaans gaan lees. Nou hierdie is 'n gnostiese evangelie. Nou wat is die gnostiek? Die eerste Christene, of 'n groot groep van die eerste Christene, het bekend gestaan as die gnostici. Nou die gnostici se naam kom van die Griekse woord gnosis, wat beteken kennis of 'n diepere wysheid. So hulle het gaan kyk na die diepere wysheid wat Jesus gebring het en geleer het. En daarom is 'n evangelie soos die Thomas evangelie, wat 'n gnostiese evangelie is, glad nie bekommerd oor die lewe van Jesus nie. So jy sal nie 'n doop of 'n geboortes verhaal of die kruisiging of die opstanding, enige van daardie lewensaspekte van Jesus daarin kry nie, maar dit is slegs die leringe, dit wat Jesus gebring het en sy volgelinge geleer het, wat in hierdie evangelies dan opgeneem is. Die evangelie van Thomas is belangrik, want 2 keer in daardie evangelie vertel Jesus iets baie besonders. Hy sê, as ons dit net glo en hierdie dinge doen, kan ons vir die berg sê om homself te verwyder of homself in die see te gaan gooi, en as jy dit regtig glo, kan jy dit ook doen. Dan gaan hy ook verder in die ander evangelies om te sê, as julle hierdie dinge net wat ek julle leer net wil begin glo, kan julle ook dit doen wat ek gedoen het, en julle kan selfs groter dinge doen. So hoe werk hierdie wysheid waarvan Jesus gepraat het, en hoe kan ons dit verstaan in vandag se moderne wêreld, om dit deel van ons eie wêreld te maak? Dit is baie jammer dat hierdie kennis van ons al weggehou is. En dit is baie interessant dat die 400 jaar wat die kerk in totale beheer van hierdie wêreld was, of die westerse wêreld was. Die kerk was die regeringsinstansie, hulle het die gewone mense geregeer deur die plaaslike gemeentes, of parishes, soos dit bekend gestaan het, en hulle was in totale beheer van elke aspek van die lewe. Vandag kyk ons terug na daardie 400 jaar in die geskiedenis van ons wêreld, en dit staan bekend as die donker eeue. Nou dit is nogal snaaks, want die mens sal dink die tyd as die kerk in totale beheer is, as ons godsdienst, die Christendom in totale beheer is, dan moet dit eintlik 'n tyd van feestelikheid wees, 'n tyd van voorspoed, 'n soort van 'n nuwe aarde. En hier kyk ons terug na daardie tyd, en dit is 'n tyd van donkerte, waar die kerk die mensdom eintlik gehou het in absolute onkunde, en deur daardie onkunde eintlik beheer oorgeneem het oor elke aspek van die mens se lewe. Gelukkig het die Renaissance gekom en het dit hierdie tydperk beëindig, en daar het 'n opbloei van wetenskap en van kuns gevolg, wat dan hierdie beheer van die kerk eintlik uitgekanselleer het. Daar's baie bekende, wêreldbekende wetenskaplikes vandag wat vir ons iets sê van hoe hierdie wêreld werk. Greg Braden is een van hulle, en hy het 'n woord geskep, die Divine Matrix, om deur hierdie woord of hierdie naam die wêreld waarin ons te leef te beskryf. En dit is vir ons noodsaaklik om die wysheidsliteratuur of die wysheidskennis wat Jesus gebring het, goed te verstaan, want dit is baie duidelik dat Jesus hierdie ding verstaan het. Nou wat is die Divine Matrix? Die Divine Matrix is eintlik maar die kosmiese sop. Dit is alles wat ons kan sien en alles wat ons nie kan sien nie, saamgegooi in een ding wat ons dan die kosmos noem, en dit is as 'n eenheid verbind met mekaar
deur die lig of dan die fotons van die lig, waaroor ons in die vorige paar video's gepraat het. En dit noem die brief van Johannes dan God. So dit is hier die lig wat alles saam verbind en wat die gemene faktor in alles is. Die fotons kom in alles voor, dit kom ook in jou voor en verbind jou ook en maak jou ook deel van hierdie divine matrix. Nou, ons kan in hierdie divine matrix intap op 'n baie eenvoudige manier en dit is wat hierdie ouens ons eintlik dan leer. Want manne soos Craig Braden en Bruce Lipton en baie ander, jy kan bietjie gaan navorsing doen oor hulle, sê dat ons die wetenskap bring vir ons baie kennis en hoe ons dit moet doen. Maar daar is 'n sekere wysheid wat hierdie wetenskap nie kan bring nie. En daardie wysheid vind ons in die ou tradisies in hierdie wêreld, soos onder andere dan ook in die Christendom. Ons het dit. Dit is egter vir ons weerhou vir verskeie redes, waarvan ek dink die belangrikste rede was om ons in beheer van die kerk te hou. Want as ons geweet het wat hierdie eerste leiers van die kerk geweet het en verstaan het, soos die gnostiek dit verstaan het, was hierdie wêreld vandag 'n totaal ander plek en het ons ingetap in die divine matrix en op 'n baie meer en makliker, eenvoudiger manier gedoen wat Jesus gedoen het. Dit is van ons weerhou en dit is so lank van ons weerhou dat selfs die leierskap en die leiersfigure in hierdie wysheids strukture soos die godsdiens veronderstel was om te wees, dat selfs hierdie persone wat daardie wysheid moes verder dra, van dit begin vergeet het en begin aanhou en vasklou aan die tradisionele goed wat die godsdiens ons tradisioneel geleer het, van die bloed van Jesus wat al jou sondes vergewe en dan is jy happy en kan jy hemel toe gaan. Daar's baie meer as hierdie eenvoudige literalistiese storie wat aan ons opgedis word as die absolute waarheid. En dit is waar hierdie divine matrix inkom. Die wetenskap leer ons dat binne in ons brein is daar sekere selle waarmee ons kommunikeer. Hierdie selle het die vermoë om inligting te ontvang, maar ook uit te stuur. So deur ons sintuie, deur jou oë en jou ore en jou neus en jou gevoel, ontvang jy inligting wat na die brein toe gaan en hierdie selle vertaal dit sodat ons kan verstaan wat dan deur die brein kan verstaan wat dan in die wêreld aangaan. Hierdie selle staan bekend as neurons en daar is 86 biljoen neurons in jou brein. So dit kan 'n mens eintlik vergelyk met jou denke, jou denkkapasiteit, jou denkvermoë. Maar dit raak al hoe meer interessant, want hulle het ook bepaal nou dat binne die hart, nou tradisioneel glo ons die hart, en dit is ook reg so, die hart pomp die bloed deur die hele liggaam en so versprei die suurstof deur die hele liggaam via die bloed en so leef hierdie liggaam. Maar onthou, suurstof is ligfotons. Dit word opgebou uit ligfotons. So hierdie hart stuur die lig reg deur hierdie liggaam van ons. En so is hierdie hele liggaam verbind met die divine matrix. Dit is alles een en die wet van eenheid geld vir ons. Ons kan nie daarvan af wegkom nie. So wat die wet van eenheid sê is wat hier gebeur en wat ek hier verander, sal ook daar gebeur en daar verander. So dit is baie belangrik om te onthou in hierdie hele gesprek vandag. Nou wat die wetenskap nou uitgevind het, is dat binne in die hart is ook 'n klein brein. Nou die klein brein beskryf nou eintlik nie regtig wat daar is nie, maar rondom die area, en ek sal 'n foto opsit dat jy dit kan sien, dit is in geel daar, rondom die area waar die bloed in en uit die hart beweeg. Met ander woorde waar ons die suurstof van die bloedgelaaide suurstof van die longe af ontvang binne die hart en die hart pomp dit dan uit na die res van die liggaam. Binne daardie in- en uitgang of reg rondom dit is waar hierdie klein brein dan eintlik geleë is. Nou wat sê dit vir ons is dat die hart het ook neurons en daardie gebied rondom die in- en uitbeweeg van die bloed is gepak met neuronsels. Nou onthou, die neurons is die vermoë van die brein om te kan boodskap ontvang en uitstuur. Met ander woorde, die hart het presies dieselfde vermoë. Ons kan boodskappe ontvang en uitstuur normaalweg deur ons gevoel, die gevoelkapasiteit wat jy het. Nou sê hierdie wetenskaplikes, as ons regtig wil kommunikeer met hierdie divine matrix rondom ons, het ons nie 'n tussenganger nodig nie.
ons het toegang tot hierdie divine matrix, want ons brein en ons hart het die vermoë om te kommunikeer met alles en ons is deel van alles, die wet van eenheid. Nou, hoe doen ons dit? Hulle het 'n baie oulike oefening wat hulle noem die hart-brein of die hart-denke coherence. Ons bring hierdie twee in coherence met mekaar, ons synkroniseer dit met mekaar, ons verbind dit met mekaar, daar's baie maniere om dit te beskryf, en daar's dus baie spesifieke maniere om dit te doen. So binne jou gebedsoefeninge, of jou stilte tyd, of jou meditasie, of wat jy dit ook al wil noem, sê hierdie wetenskaplikes wat jy moet doen is, vat jou hand en plaas dit op jou hartsentrum in jou liggaam, en deur dit te doen, deur die oomblik wat jou hand hierdie gebied raak, gaan die brein se gedagtes onmiddellik soontoe. So as ek my hart raak, dan voel ek dit, en my gedagtes gaan onmiddellik soontoe, en ek begin hierdie eenheid te skep, maar daar's nog iets wat ek kan bydoen. As ek dan in my hart die gevoel oopmaak, onthou dit is jou gevoelsorgaan, as ek die gevoel oopmaak van dankbaarheid, van meegevoel, van liefde, dan bring ek hierdie brein, of my denkpatrone, en die hart, en my gevoelpatrone, in so 'n sterk coherence, dat die boodskap, onthou hierdie neurons, ontvang en stuur uit, dat die boodskap wat ek uitstuur, soveel kragtdadiger is, dat dit veranderinge daar buite kan aanbring. Want dit is die wet van eenheid. Dit wat ek daar buite verander, is wat ek ook hier verander. En omgekeerde is presies dieselfde. Dit wat ek hier verander, gaan ook die verandering daar buite teweegbring. En dis presies wat Jesus verstaan het. Hy het gesê 2 keer in die evangelie van Thomas, so belangrik was dit vir hom, jy kan dit ook gaan lees in die evangelie van Johannes, dat as jy hierdie 2 dinge, aan die een kant jou denke, en aan die ander kant jou gevoel, denke en gevoel, as jy dit in eenheid bring, en dan daardie eenheid gebruik om die boodskap uit te stuur in die divine matrix, dan gebeur die goed. Dan kan jy vir die berg sê om homself te verwyder en homself in die see te gaan gooi, en die berg sal dit doen. Dit is ongelooflike kragtige informasie wat ons van hierdie mense ontvang. Want selfs hierdie wetenskaplike sê, die wetenskap kan al hierdie inligting bring, maar die wetenskap het nie die wysheid of die innerlike kennis om hierdie inligting wat die wetenskap vir ons bring, effektief te gebruik in die wêreld waarin ons leef nie. So as ons dan die wetenskap vat, en ons verbind dit met die tradisies en die wysheid, soos die gnostici, daardie mense wat gerig was op die diepere wysheid en insig kennis van hulle tyd, soos wat hulle reeds gedoen het, honderde en selfs duisende jare gelede, kan hierdie wetenskap ons leer om effektief te kommunikeer met die divine matrix en met die wêreld waarin ons leef. En dit maak jou 'n kragtige wese. Jy is 'n spirituele wese wat in hierdie liggaam sit. Jy het die vermoë, en dit is wat Jesus ons leer, jy het die vermoë om verandering binne in hierdie wêreld teweeg te bring, as jy net weet hoe, en as jy dit net glo, en as jy net, jy weet, dit 'n oefening en 'n praktyk in jou lewe maak, kan jy hierdie wêreld rondom jou verander. Jy het nie 'n tussenganger nodig nie. Jy is deel van alles. Jy is deel van die kosmiese sop, jy is deel van die lig, jy is deel van die fotonpartikels wat daardie lig opbou, jy is deel van alles, en jy het die krag en die vermoë om daardie alles te gebruik, om regtig 'n verskil in hierdie wêreld te maak. Ek hoop dit help, en ek hoop, soos ons aangaan met hierdie verhale en met hierdie gesprekke, sal dit vir jou 'n nuwe wêreld oopmaak. Maar begin vandag met hierdie denke en gevoel wat jy het, jou brein en jou hart, om dit in eenheid te bring, want Jesus sê, as jy die 2 een maak, dan kan jy vir die berge sê, verwyder julle self, en dit sal gebeur. Geniet dit, ons sien mekaar weer.